So ek het 'n draaiboek gemaak van die roman Boendo deur Chris Barnard. Dis hy dien. Tafelberg het dit in 1999 gepubliseer. Sy eerste boek, Bekende Onrus, is gepubliseer toe hy nog student was in 1961. Ek dink hy was 19. Mahala was 10 jaar later in 1971. Moerland in 1993, 22 jaar later. En Boendo in 1999, 6 jaar later. Hy het nog 'n roman geskryf, maar dit is onvoltooid nagelaat. Ek was redakteur by Tafelberg Uitgewers en die manuskrip van Moerland is aan my gegee om mee te werk. Van toe af was ek Chris se redakteur en later uitgewer. Ons was ook tot op die einde vriende. Chris Barnard en sy vrou Katinka Heinz het saam baie films en TV-reekse geskep. Van sy eie romans het Chris nooit draaiboeke gemaak nie. Daar's 'n kort verhaal waarvan hy 'n kort film geskryf het wat nie gemaak is nie. Oor Boendo was hy baie beslis dat dit 'n onvervulbare boek is. En kom later terug op die redes daarvoor. 'n jaar of 3 gelede het Katinka teenoor my genoem, sy voel reg vir 'n projek en sy wil na Boendo kyk. En ek het my hand opgesteek soos 'n dwaas om 'n draaiboek te waag. So ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar oor draaiboeke in die algemeen net iets. Film en TV draaiboeke voer 'n skadu bestaan tussen twee wêrelde. Oorvereenvoudig kan jy die wêrelde van woord en beeld noem. Indien 'n draaiboek nie 'n oorspronklike verhaal is nie, maar die verwerking van 'n roman of 'n kort verhaal, is hierdie tussenstatus nog meer akuut. Dit lê tussen 'n reeds gevormde kunswerk en 'n werk van beeld en klank. 'n woordkunswerk en 'n werk van beeld en klank. Dat film 'n kunsvorm is nie meer omstrede nie, maar wat van 'n draaiboek? In die mate wat 'n draaiboek met 'n stempraat inhoud maak van vorm, 'n veelheid elemente integreer en op 'n hoër vlak aflewer as die som totaal van sy dele, in die mate wat dit skoonheid wek, steur, vreemd maak, segging vernuwe, sou ek dit in sigself tog wel 'n draaiboek kon noem. 'n Draaiboek kan in sigself die lees daarvan loon, soos die beroemde draaiboek van die film LA Confidential. Die is op die internet as jy wil gaan soek. Tog bestaan 'n draaiboek as dit ware vir 'n hoër doel. Dit is 'n ongearriveerde soort teks, op dieselfde manier dat 'n toneelstuk of die partituur vir 'n simfonie ongearriveerd is. Dit is onderweg en wys heen na uitvoering. Die pad van 'n draaiboek na film is egter 'n doolhof waarvan die gange voortdurend verlei word. Die klein minderheid films wat uiteindelik gemaak word, is die resultaat van 'n skadu-dans tussen rustelose kykersvoordele en finansiële belange aan die ander kant. Kry die filmmakers dit presies reg, het jy 'n ragfyn, broos filament wat skyn in 'n gloeilamp. Dan het jy Moonstruck of Breakfast at Tiffany's of Paljas of The Godfather of In the Mood for Love of Past Lives of Empire of the Sun. En as 'n mens eers begin, dan hou jy nie op met hierdie lys nie. Jy sal jou eie sê. Maar wat wil vervaardigers en verspreiders en platforms, die Netflixe van die wêreld, nou eintlik hê as jy 'n draaiboek na hulle toe neem? Die algemeenste eis is vir 'n 3-delige storie met begin, middel en einde. Party wil 5 bedrywe sien, wat maar net 'n gedifferensieerde soort 3 bedryf is. Eksposisie, stygende spanning, klimaks, dalende spanning, resolusie. Interessanter vir my is veral Netflix se klem op die sogenaamde Hero's Journey. Dit beskryf die archetypale verloop van 'n storie. Die Jungiaan Joseph Campbell het die Hero's Journey, wat ook bekend is as die monomyth, populêr gemaak in sy boek The Hero with 1,000 Faces van 1949 al. Baie vereenvoudig gaan dit so. In die ordinêre wêreld, dit wil sê die wêreld van die bekende, ontvang die held 'n oproep om op 'n tog of 'n quest te vertrek. 'n Mentor ondersteun hom. En ek sê nou hom, maar ek bedoel al die genders. Dis net vir bondigheid. 'n Mentor ondersteun hom. Hy kom by 'n deurgang en betree die magiese wêreld. Dit wil sê die onbekende. Hy word vel getoets deur uitdagings en versoekings. Vyande val hom aan, makkers staan hom by. Hy loop om te pletter en ondergaan die nag van die donker siel. In sy donkerste uur vind hergeboorte egter plaas en hy ervat sy tog. Dit is die weg van transformasie, verootmoediging en versoening. Hy dan later die magiese wêreld agter en betree weer die ordinêre wêreld, maar as 'n getransformeerde siel en die besitter van 'n elixir, wat jy kan lees as 'n lewegewende remedie vir eksistensiële bedreigings wat vroeër bo sy vuurmakplek was.
In 'n verhaal soos The Lord of the Rings kan jy hierdie skema baie duidelik sien. Dat enige skema aan 'n kunswerk voorgeskryf kan word, gaan egter heeltemal teen die grein van die meeste ernstige skrywers. Aan die ander kant laat hierdie skema sigself in die een of ander vorm sien in baie verhale. In die voorleggingsdokumente of die pitch wat ek vir hierdie Boondoe draaiboek opgestel het, lig ek so 'n struktuur in die verhaal uit. Tog het ek die draaiboek allermins volgens 'n skema geskryf. Dit is nie ongewoon dat skrywers self die draaiboek van hulle roman skryf nie. Cormac McCarthy het so gemaak met The Road, Gillian Flynn het die film Gone Girl ook die draaiboek voorgeskryf, John Irving, The World According to Garp, en dis maar enkeles van baie. Hier te lande by ons, Dion Meyer, Marita van der Vyver, Karl Skooman, Alexander Strachan het almal draaiboeke geskryf vir films wat van hulle boeke gemaak is. Wat ook nie ongewoon is nie, trouwens te verwagte, is dat 'n skrywer nie hou van 'n draaiboek en 'n uiteindelike film wat van hulle werk gemaak is nie. I was appalled at the violence, sê Anthony Burgess oor Stanley Kubrick's film van A Clockwork Orange. Onion sê, the animation and dancing penguins were appalling. The film betrayed everything I wrote. Dit was P.I. Travers oor Mary Poppins. Maar dan kry jy weer baie selfagtende Truman Capote, wat van die film In Cold Blood sê, it was a miracle of a movie. I was shocked at how good it was. Goed, moet ek net verder staan. So jy kan dit ook kry, maar meestal is mense nie baie tevrede nie. Die vraag is, wat dan gebeur met 'n romanteks wanneer dit filmteks word, dat 'n skrywer so kan omkrap. Etienne Bloemhof, die hoof van NB Uitgewers, van fiksie by NB Uitgewers, het 20 jaar gelede 'n doktorale verhandeling geskrywe wat ek steeds vars en insiggewend vind. Die titel daarvan is die omsetting van verhaal tot draaiboek en van draaiboek tot film. Bloemhof vind dat by die groot verskille tussen roman en draaiboek daar ook groot ooreenkomste is. Die ooreenkomste word dikwels misgekyk omdat literêre voordeel, laat ek weer sê, dit word misgekyk omdat literêre vooroordeel die roman op 'n hoër niveau plaas en die verskille word dan oorbeklemtoon. Daar's ook dikwels, vind hy verder, eerder 'n graadverskil as wat daar iets wesentliks verskil tussen boek en draaiboek. En Bloemhof bespreek 3 omsettingsvorme wat ek net vinnig sal noem. Daar's 'n persoon met die naam Jeffrey Wagner of sy werk hy hierna verwys. Die eerste is wat genoem word transposisie, waar die draaiboek die roman eenvoudig op die voet volg. Die tweede is wat Bloemhof kommentaaromsetting noem. Daar's herstrukturering en klemverskuiving. Die storie kan anders begin of anders eindig as die oorspronklike. Die draaiboek is 'n kritiese interpretasie van die roman. In die ingrypendste soort verandering skep die draaiboek 'n analogie of analogieë vir die retoriese tegnieke wat die romansier gebruik. Die oorspronklike word net as 'n vertrekpunt gesien en die draaiboek wyk radikaal af van die roman. En daar's natuurlik 'n veelheid van tussenposisies. Die draaiboek wat ek van Boondoe geskryf het, val op meer as een plek tussen hierdie 3 in. Daar's hele episodes wat ek feitelik net so uit die boek getransponeer het. Dit klop met die eerste omsettingsvorm wat Bloemhof bespreek. Daar's ook in my draaiboek herstrukturering en klemverskuivings, dit klop met die tweede. Verder is daar elemente van die derde soort omsetting waar ek analoë vorms moet vind vir wat in die boek staan, waar die idee oorleef, maar in 'n ander konkrete vorm. As jy nog nie die boek Boondoe gelees het nie, ek gaan vinnig net die verhaal opsom. 'n Klompie eensames, uitgeworpenes, eksentrieke siele vorm 'n los gemeenskap rondom 'n klein afgeleë sendinghospitaal. Dis die laat jare 80. Dit het 3 jaar laas gereën. Hongersnoodvlugtelinge stroom uit Mosambiek na die sendingstasie. Die buitewêreld ignoreer die oproepe om hulp. Julia Kriege is 'n verpleegster daar. Brand de la Rey is 'n ekologie-navorser. Hy werk in die bos saam met sy assistent Vusi Mabasel. Brand het 'n band met 'n troep Pobbejane en veral die brandwag, Malume, wat oom beteken. Daar is chemie tussen Brand en Julia. Sy eis hulp van hom om die vlugtelinge te help voer en dit veroorsaak allerlei konflik. Mense begin doodgaan. Brand kry 'n gek idee, want daar loop gerugte van 'n DC-3 lugmagvliegtuig daar iewers in die bos, algemeen bekend as 'n Dakota.
Die Suid-Afrikaanse weermag het dit glo in 1986 daar gelos. Hulle het vinnig pad gegee nadat Samora Machel se vliegtuig daar naby in Mosambiek neergestort het. 'n Alkoholiese vlieënier, Jock Mills, het die vliegtuig gevind en stukkie vir stukkie begin regmaak. Die mankolieke vliegtuig word self 'n karakter in die verhaal. Chris Barnard was lief om 'n lorry of 'n trein of 'n fiets in sy verhale soos karakters uit te bou. Brand ooreed Jock om die vlugtelinge uit die Dakota uit te vlieg na Durban waar die Rooikruis is. Na die eerste vlug word die vliegtuig op Durban lughawe gekonfiskeer. Jock gaan in die nag terug en steel dit. Maar die groot reën kom en keer die Dakota vas op 'n vliegveld daar naby. Terwyl hulle by die sendingstasie wag, gedei dan die liefdesverhouding tussen Brand en Julia, maar later onttrek sy haar weer. Die weermag kom uiteindelik, vlieg die oorblywende vlugtelinge uit in helikopters en Julia gaan saam. Dan kom Jock Mills weer daaraan met die Dakota, gereed om die lugbrug voor te sit. Toe hy hoor daar is nie meer vlugtelinge nie, vlieg hy weg oor die horison met net 'n leksikkie brandstof in sy tanks. Dit wat betref die fisieke handeling, emosioneel en intellektueel gaan die roman oor verlange, oor soeke na begrip van die wêreld. Die verhaal volgens my is uitgeknip vir 'n film. Dis 'n buitengewone avontuur, dis 'n liefdesverhaal, dit klop met die gees van ons tyd van klimaatskrisis en mag ek nou sê, deesdae vir hongersnood ook. Dit het emosionele en intellektuele diepte en sterk visuele trefkrag. Soos daar in die filmbedryf gesê word, dit is uiters high concept. So sterk het ek daaraan geglo dat toe ek uitgewer by Random House was, ek Michiel Heinz in 2011 gevra het om die boek in Engels te vertaal. En dis hy die, onder dieselfde titel, Bundu. Pragtige vertaling. Ek het geweet dit sou 'n dierfilm wees en dit ooit gebeur van noodsaak 'n internasionale produksie. Om die rede is die draaiboek in Engels geskrywe met Afrikaanse, Zulu, Swati en Chopi dialoog gesubtitel. Afrikaanse dialoog bestaan omtrent so 50% van die dialoog. Chris Barnard se een rede hoekom dit nie 'n film kon word nie, was dat daar honderde uitgeteerde mense moet wees. Waar kry jy soveel extras? En hoe kry jy 'n trop Bobbejane om te doen wat jy wil hê? En dan is daar die vliegtuig wat 'n dierkonstruksie sou kos en diervliegtonele. Maar dit was 20 jaar gelede. Intussen het rekenaar gegenereerde beeldtegnologie, of wat die Engels noem CGI, die industrie op sy kop gekeer. Die koms van kunsmatige intelligensie nog meer onlangs het feitelik alle vroeëre beperkings uitgewis. Jy kan skares mense en troppe diere oortuigend skep en hulle enigiets laat doen. Die vernaamste verandering van 'n romanteks na hierdie draaiboek was ook die grootste probleem. In die boek is Brand die eerste persoonsverteller. Hy is letterlik op elke bladsy van die boek teenwoordig. Ek wou 'n verteller in die filmteks vermy. Vir my is 'n buitestem verteller op voice-over 'n kapitulasie, 'n toegewing dat die brug van roman na film nie heeltemal oorgesteek is nie. Dis nie suiwer kinematies nie. En die verhaal word nie vertel deur alles wat jy voor jou op die skerm sien gebeur nie. En daar is mense wat van hierdie sin verskil. 'n Tweede probleem hou hiermee verband, hoe om die ander karakters te ontwikkel in tonele waar die ek-verteller nie teenwoordig is nie. Dit gaan veral oor die vroulike hoofrol, Julia. Om onder 'n vertellerstem of vanuit Brand se perspektief aan die karakter 'n eie profiel te gee, wou op die skerm net nie werk nie. En boonop het ek die fantasie gehad, ek het dit steeds, dat Charlize Theron gebore is vir hierdie rol. Ek vertel myself, sy kan nie nee sê as sy dit lees nie. Maar om die rede moes die rol aansienlik uitgebrei word. Sowel verbreed as verdiep. En ek het so gemaak. Ek moes dus tonele vir Julia skep wat nie in die boek is nie. 'n Derde kwessie wat ek wou takel, was om die film minder wit gesentreerd te maak. Dit beteken nie die roman is bevooroordeeld nie. Dis net 'n gevolg van 'n wit eerste persoons verteller. Daar's trouens uitsonderlike en prominente swart karakters, veral die dokter Vukile en Brand se regterhand Vusi. Vukile het byvoorbeeld geen mediese kwalifikasie nie, maar hy is toegewyd en driftig. Hy is 'n besonder joviale figuur en sterk. Vusi is 'n persoon na binne gekeer, sy diepe verbondenheid aan natuur, kultuur, sy kommunie met voorvaders is so sterk teehanger tot Brand se rasionele wetenskaplikheid.
Die skerm eis groter agentskap vir hierdie karakters. As jy dit vertaal in die skerm, na die skerm toe, dan sê die skerm vir jou, ek wil dit hê. Ek het Woesie se spiritualiteit uitgebrei. Aan die begin van die roman word hy siek en in die roman is daar 'n Muti man, Gwaja, wat hom genees, maar aan die draaiboek laat ek Woesie al hoe sieker word, so verder die storie verloop. En hy word eers beter wanneer die reën kom. Sy toestand loop sodoende saam met die toestand van die natuur, en ek verdiep ook die uiteindelike vriendskap tussen Woesie en Brand, tot die punt dat Woesie leermeester van Brand word, en dat hy die se eie verstaan van die wêreld verbreed. Ek het vroeër 'n eksperiment gedoen met die eksentrieke karakter Jock Mills, die vlieënier, wat die vliegtuig regmaak. Ek het hom 'n swart persoon gemaak, die aangenome kind van 'n welgestelde wit paar wat hom na 'n private skool in Engeland gestuur het. Dit het interessante vrugte opgelewer in Jock se selfverstaan as 'n swart persoon, maar afgesny van 'n Afrika kultuur, en dit het ook sy verhouding met die ander swart karakters in die film op interessante wyse verander. Katinka het egter gevoel dis een stap te ver van die oorspronklike en ek het Jock toe maar weer wit gemaak, maar ek het hom nog in 'n leer en ek kan haar dalk nog iewers vorentoe oorreed. Jy kan in ons dag nie toondoof wees vir die interseksionaliteit wat in die samelewing blootgelê is. Postkolonialiteit, die toestand nie net die teorie nie, problematiseer in beginsel die skryf van swart karakters as jy self wit is. Dit is 'n kwessie wat nie vermy moet word nie, maar met omsigtigheid en integriteit gepak moet word. Kanse is dat jy self fouteer en hierdie draaiboek moet nog onder die oë van 'n sensitiwiteitsleser kom. Die karakters in die verhaal, veral Brand, het ook 'n gaping om te oorkom, die tussen mens en dier. Groucho Marx skryf iewers of hy het gesê, outside of a dog, books are a man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. Chris Barnard maak hierdie onleesbaarheid van die Bobbejane 'n sentrale metafoor vir die onbegrip waaroor die roman gaan. Daar is 'n diep kloof in die omgewing waar die Bobbejaantrop snags gaan slaap. Die karakter Brand gaan sit soms aan die oorkant van die kloof, saans wanneer die trop hulle regmaak vir die nag. Die twee kante is so naby mekaar dat jy oogkontak kan maak. Chris het my een keer op sy plaas Tulani buite Mbombela die kloof gaan wys wat hy sy verwysing in die boek was. Brand, 'n man van somber disposisie, vind aanklank by wat Eugène Marais in Die siel van die aap noem die hysteriese neerslagtigheid van die Bobbejane. Dit is die melankolie wat hulle beetpak wanneer die son sak. Die Marais verwysing is uitdruklik. Daar lê 'n eksemplaar van die boek op Brand se werkstafel. Brand gaan sit 'n keer of twee teenoor die swygsame Malume. Brand is ewig swygsaam, hoewel hy 'n ryk innerlike lewe het. Die innerlike interne monoloog van Brand, waartoe die leser van die roman toegang het danksy die device van die ek-verteller, is nog 'n draaiboekprobleem. Baie daarvan is filosofiese mymering oor die wesenlike onkenbaarheid van mens en wêreld en hoe jy die wêreld in jou eie plek daarin kan verstaan. Hoe kry jy al die abstraksie en bespiegeling op die skerm? Jy moet 'n ander device skep. En ek het een bewerkstellig uit wat daar reeds in die boek is. Ek het van Brand se besoeke aan Malume 'n soort belydenisritueel gemaak, waarin hy meer gereeld gaan, om te ontboesem en sy groot vrae aan die Bobbejaan te stel. Gegee die dier se onvermoë om te begryp, is dit retoriese vrae, maar in die konteks van die hele verhaal word dit tog wel die vraagstelling van die film self. By sy laaste besoek laat ek Brand iets aan Malume vra wat die verteller in sy roman net in sy gedagtes vra. Wat is die gaping tussen een mens en 'n ander een wat so duiselingwekkend is dat dit die laaste tree na mekaar toe onmoontlik maak? Die kloof en die onbegrypende Malume word duidelik metafore. Op 'n meer praktiese vlak moes ek heel wat opruiming en vereenvoudiging doen, om alles in nagenoeg 2 ure se speeltyd te pas. Ek het 2 karakters heeltemal uitgehaal en 'n ander een het ek van die skerm afgehou. So was daar 'n afleweringsman met die naam De Gasperi wat 'n soort verbindingsrol tussen verskillende lokaliteite speel, maar dit kon omseil word. Daar's 'n Delilah genaamd Jenny wat via Jock by die roman ingewals kom, in Brand verlei en weer spore maak. Sy speel 'n groot rol om 'n belangrike verhaalwending te laat werk
maar ek kon Jock daardie seksie laat meedeel sonder dat dit op die skerm hoef te wees. Met Jenny weg kon ek Julia in haar plek plaas in 'n nagrit saam met Brand. Met 'n wederwysige belydenis in die naguur kon ek die twee karakters in die verhouding op daardie manier verder uitbou. Die belangrikste karakterverandering is die uitskakeling met leedwese van 'n mooi karakter genaamd Strydom. Die volgefilterde alleensiel lei 'n misterieuse bestaan van kom en gaan in die boek. Uiteindelik is hy, kom ons agter, hy's 'n amateur paleontoloog wat op sy eie manier agter die kap van die bestaansbuil probeer kom. En om al sy kome en gane op die skerm gekoreografeer te kry, het die plot baie ingewikkeld gemaak. Omdat Strydom eienskappe met Brand en veral Jock Mills gemeen het, kon ek die karakter uithaal, maar hom laat voortleef in hulle eksentrasiteite en in hulle eksistensiële stryde. Die Bobbejane toon deur die hele roman 'n ontseelewende belangstelling in Strydom. Die belangstelling kon ek op Jock Mills oordra. Die Bobbejane se beheptheid met Jock het my ook 'n slottoneel gegee wat 'n probleem met die roman sinne oplos, 'n probleem met die manier waarop die roman eindig. Die boek eindig op 'n laaste, baie treffende stuk interne monoloog van Brand. Sonder voice-over deur 'n ek-verteller sou dit net nie werk nie. In plaas daarvan het ek die verlate vliegveld in die bos van waar Jock die laaste keer opgestyg het. Sy Harley Davidson lê daar agtergelaat. 'n Bobbejaan sit daar en hou aan vat aan die fiets. Ek sluit af. Katinka se enigste opdrag voor ek die draaiboek begin skryf het, was dat ek Chris se stem daaraan moes bewaar. Dit was die swaarste om reg te kry, beide in die sin van die gewigtigste en die moeilikste. Ek weet nie of enigiemand die stil, begoelde, kristallyne prosa van Chris Barnard kan nadoen. En om dit in filmmedium te vertaal, nou ja, dwaase neuk in waar die engele huiwer. Katinka voel die draaiboek praat wel in Chris se stem en sy is eintlik nogal gek oor die eindproduk. Dit is bemoedigend, want in die meer as 2 jaar sedert ek die eerste weergawe voltooi het 'n hele reeks welgeplaastes in die filmbedryf teenoor Katinka onderneem om dit te lees. Nie een het nie. Ek dink steeds ek kan 'n geweldige film maak, met of sonder my draaiboek. En dat die rol van Julia regtig aan Charlize Theron behoort. As iemand hier raak haar telefoonnommer het, sal ek graag wil kry. Maar of dit ooit 'n film word of nie, lees tog hierdie spesiale roman as jy nog nie het nie. Die karakter Strydom wat nie die boek gehaal het nie, sê in die roman iets oor hom en sy oorlede vrou, maar sy woorde slaan eintlik op die hele verhaal en op die hele mensdom. Ons het daar aangekom met herinnerings van pyn, met 'n vrees vir die donker, met 'n vae vermoede van iets. Ons het uit die vallei uitgegaan met kennis van goed en kwaad, die vermoë om te onderskei, 'n eerste kyk op die onbekende, 'n simpele, onvervulbare verlange.